Goeienaand gemeente, baie welkom by ons eerste aand van ons Pinksterbidure. En ek het nou so 'n bietjie vandag gesit en dink, dit is ook die eerste aand wat ek nou hier in 'n reits is, wat ek 'n Pinksterbidure aanbied en dit is vir my baie lekker en soos wat ek vir julle gesê het, Sondag ook. Dit is 'n spesiale tyd van die jaar, dit is 'n wonderlike tyd van die jaar, Pinkstertyd. Die tyd wat ons weer opnuut herinner word dat die Heilige Gees aan ons gegee is, dat die Heilige Gees uitgestort is, dat ons nie alleen is nie, dat ons nie as wese agtergelaat is nie, maar dat die Here by ons is. So sy belofte wat hy aan sy disippels gegee het voordat hy opgevaar het na die hemel waar hy gesê het, onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. En mag ons ook vanaand in ons saam wees hier onthou dat die Here by ons is, dat sy Gees in ons is. Dieselfde Gees wat Christus uit die dood uit opgewek het, is die Gees wat in ons is, met ons is en by ons is. Ons Pinksterreeks staan ons stil by die tema wanneer die Heilige Gees jou roep om disipel te wees. Gisteraand het ons, of eerder Sondagoggend, het ons vir mekaar gesê, wanneer die Heilige Gees jou roep om disipel te wees, dan besef jy jou afhanklikheid voor God. En ons gaan vanaand so 'n bietjie verder daaroor praat, dat ons werklik afhanklik is van God. Maar ons tema vanaand is, wanneer die Heilige Gees jou roep om disipel te wees, verander dit trane van berou in trane van vreugde. Trane van berou in trane van vreugde. Mag ons in ons saam wees hier die Here verheerlik en mag ons ook werklik bewus wees dat hy hier met ons is. Ons kan staan, dan gaan ons 3 liedere saam sing tot eer van die Here. Die eerste lied is Loof die Here, tweede lied Ek roem U naam en dan die derde lied, ons temalied vir hierdie reeks, Kom o Skeppergees. Kom ons staan, dan sing ons dit saam tot eer van die Here. Die Heer, hy is goed, lof sy heilige naam. Want alles in die groot heelal die Here naam. Ek wil die Here loof met my Here.
Hemelse Vader, ons kom voor U met oop harte, dankbaar vir die roeping van U Heilige Gees. Ons wil ook sê, kom o Skeppergees, kom wees U ook ons leidsman, kom o Skeppergees. Here, dankie vir U genade, dankie dat U deur woord en gees ons roep om disippels te wees, om te leef uit U woord uit. En Here, hier waar ons by mekaar is, mag ons werklik bewus wees van U nabyheid. Mag U, o Skeppergees, in elkeen van ons se harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. En mag U vrede en U teenwoordigheid en U liefde ons dring om disippels te wees. Ons dank U vir die Heilige Gees wat uitgestort is, wat in ons is, wat om ons is, wat by ons is. Ons bid, Here, mag U verheerlik word deur ons lewe. Amen. Ons skriflesing kom uit Matteus 5 vers 3 en 4, die twee verse daar, Matteus 5 vers 3 en 4. Net om julle geheue te verfris, dit is Jesus wat hier aan die woord is en praat met sy potensiële volgelinge, en dan sê Jesus vir die mense wat dit beteken om 'n volgeling van Jesus Christus te wees. Wat dit beteken om werklik vir Jesus te volg, om werklik 'n disipel te wees. Hy gee vir ons, veral in hierdie eerste gedeelte van Matteus 5, gee hy vir ons die eienskappe van wat dit beteken om 'n disipel van die Here te wees. Kom ons lees saam Matteus 5 vers 3 en 4. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Ek wil dit weer vir ons lees, vers 3. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. 'n pragtige gedeelte, 'n pragtige belofte, en ons het veral Sondag stil gestaan by hierdie tema van geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. En vanaand staan ons stil wanneer die Here jou roep, wanneer die Gees jou roep om 'n disipel te wees, verander jou trane van berou na trane van vreugde. Trane van berou na trane van vreugde. Ek onthou so lang tydjie terug was daar iewerster diep in die Karoo 'n dominee wat gepreek het die Sondag oor die wet soos wat ons as Christene dit verstaan en die wet soos wat die Jode dit verstaan. En omdat dit 'n moeilike onderwerp was, het die dominee sy beste probeer om hierdie boodskap so eenvoudig en so maklik verstaanbaar as moontlik aan die gemeente oor te dra. En op 'n stadium het die dominee gesê, die oortreding van die wet is sonde, maar die Jode het 'n hele klomp wette. Hulle het 366 wette, 'n wet vir elke dag van die jaar. En die sondes wat die Jode sien as sondes, sien ons as Christene nie meer as sondes nie. En toe die dominee dit gesê het, was daar 'n oom in die gemeente, oom Gert in die gemeente. En oom Gert se gesig het dadelik opgevlam toe hy dit gesê het. Oom Gert was opgewonde om te hoor wat die dominee sê. En die dominee het aanhou preek, en of oom Gert verder geluister het na die preek, dit weet ons nie, maar die dominee het aanhou preek. En so aan die einde van die preek, toe sê die dominee, omdat dit so 'n moeilike onderwerp is waaroor hy gepreek het, is daar enige vrae in die gemeente? Is daar enige iemand wat 'n vraag het oor hierdie preek? En toe staan oom Gert op en hy sê, dominee, ek het 'n vraag. Ek wil net weet, waar kry 'n mens daai Jode se sondes? Want ek het nie eers geweet daar is soveel dinge wat 'n mens verkeerd kan doen nie.
En 'n sondetjie op sy tyd is darem maar 'n lekker ding. Ek sal net graag wil weet, wat is daai sondes, en siende dat dit nou nie 'n Christelike sonde is nie, sal ek hulle graag wil probeer. En die teleurstelling van oom Gert was groot geweest toe die dominee vir hom sê, daai sondes waaraan jy dink, is nie die sondes wat die Jode van praat nie. So dit gaan nou nie werk nie. Jy gaan nou nie daai sondes, dit is nie wat jy dink dit is nie. Nou, geliefdes, is dit nie baie keer met ons ook maar so, dat ons hoor net wat ons graag wil hoor. Ons hoor baie keer dit wat die wêreld vir ons sê. Ons is so ingestel op dit wat die wêreld sê, dat ons nie meer hoor wat God vir ons sê nie. Wat God vir ons deur sy woord en deur sy gees vir ons wil sê nie. Ons is so deel van hierdie wêreld, dat ons nie meer God se stem hoor nie. En deel daarvan is dat die dinge van die wêreld, die sondes van die wêreld is vir ons baie aanloklik. Ons is baie geneig tot die sonde. In ons sondige natuur is ons geneig om na die wêreld toe te gaan. En dan sê Petrus vir ons, maar ons moet onthou, ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons is burgers van die hemel, en daarom moet ons luister na God se stem. Ons moet na God se stem luister. En baie van ons, en ek sluit myself totaal en al hierby in, ons sukkel daarmee om werklik disippels van die Here Jesus te wees, om volgelinge van die Here Jesus te wees, omdat ons so deel is van hierdie wêreld, oordat ons so al die wêreldse dinge najaag. En ek het vanoggend tydens ons manne Bybelstudie gesê, dat Stefan Joubert sê altyd, daar is 3 dinge wat vir 'n mens saak maak in hierdie lewe. Vir die normale mens is daar 3 dinge wat saak maak. Dit is wat jy ry, wat jy kry en waar jy bly. En dit is die dinge van die wêreld. Dit is die dinge wat die wêreld sê belangrik is. Wat jy kry, wat jy ry en waar jy bly. En baie keer is dit hoe ons ook as gelowiges lewe. Ons lewe vir die wêreld in plaas daarvan dat ons vir God lewe. In plaas daarvan dat ons afhanklikheid van God bely. En ten spyte van ons sonde, ten spyte van ons sondige natuur, roep die Here ons nog steeds om disippels te wees. Hy roep ons nog steeds om in hierdie wêreld uit te gaan en disippels, volgelinge van Jesus Christus te wees, wat sy lig en sy sout vir die wêreld is. Hy roep ons om dit te doen. En dan sê hy, die eerste eienskap van disipel wees, is jy besef dat jy afhanklik is van God. Dit waaroor ons Sondag gepraat het. Dit is die eerste aspek. Jy besef dat jy afhanklik is van God, dat jy as ware bankrot staan voor God, en al wat jy kan gee is jou sonde, al wat jy het om te bied is jou sonde. En dan die wonderlike van ons geloof is, as ons kyk na die kruis, dan weet ons, Jesus Christus het vir ons sondes gesterf. So wanneer ons sê ons is afhanklik van God, dan kyk ons na die kruis van Jesus Christus en ons besef hoe afhanklik ons van hom is. Ons besef dat ons nie sonder hom kan leef nie. En dan sê Jesus, die tweede eienskap is, jy moet 'n berou hê oor jou sonde. Jy moet treur oor jou sonde, jy moet huil oor jou sonde en jy moet jou sonde by die Here se voete gaan neersit. Jy moet elke dag gaan bely en gaan pleit vir genade, dat jy onder die dekmantel van die Gees lewe. Dat jy jou afhanklikheid en jou sonde voor die Here moet gaan bely. Want nie een van ons is perfek nie. Ek is nou al lank genoeg hier in die Ruitsgemeenskap om te weet dat selfs nie hier iemand perfek is nie. Almal van ons het foute. Nou, ek kan dalk ook net so vinnig noem wat een van my proffies destyds vir ons genoem het daar op universiteit. Hy het gesê, as 'n gemeente 'n dominee beroep, daai eerste 2 jaar, dan dink hulle het die Messias beroep. Hulle het die beste moontlike persoon beroep. En dan hierna 2 jaar, dan sien hulle, nee, dit is nie die geval nie. Hy is ook maar net 'n mens. Nou, ek is daarom nog in daai fase, in daai bracket van 2 jaar. Maar ek is ook nie perfek nie. Ek moet ook my sonde bely. Ek moet ook
treur oor my sonde, ek moet ook huil oor my sonde, sodat die Here deur die werking van die Gees my trane in vreugde, my trane van berou in trane van vreugde kan verander. Ons moet ons sonde bely, want sê Jesus, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is jy wat berou het oor jou sonde, want jy sal vertroos word. En jy kan nie 'n disipel van Jesus Christus wees, as jy nie besef, dat jy nie op jouself kan staatmaak nie, maar slegs op Christus alleen. Slegs dan kan jy 'n disipel wees. En jy kan nie 'n disipel wees, as jy nie berou het oor jou sonde nie. En 'n baie mooi verhaal uit die Bybel is 'n verhaal wat ons almal baie goed ken, die verhaal van Dawid. Ons ken vir Dawid goed en jy kan gerus sy verhaal gaan lees daar in 2 Samuel 12, waar Dawid oorspel pleeg met Batseba, waar hy daar op sy paleis se dak sien en dan sien hy daar Batseba en hy is onmiddellik verlief op haar. Hy begeer haar onmiddellik en hy het een van sy diensknegte aangesê om haar te gaan haal. En toe hy die dienskneg haar nou na koning Dawid toe bring, toe verlei Dawid vir Batseba en sy raak swanger. Toe sy swanger raak, toe Batseba vir Dawid sê, maar ek is swanger, toe is Dawid op sy senuwees. Toe weet hy, nou gaan hy heel waarskynlik uitgevang word, maar toe maak Dawid 'n plan. Uria was Batseba se man en hy stuur toe vir Uria, wat boonop sy beste militêre man was. Hy stuur hom na die voorste linies waar hulle geveg het teen die Ammoniete en daar word Uria doodgemaak. En die nuus kom toe na Dawid toe, dat Uria dood is, en Dawid is toe verlig, en hy gaan troos toe vir Batseba, en hy vat haar toe as 'n vrou, vir homself, en toe dink hy, maar niemand gaan van dit weet nie. Niemand gaan weet van dit wat hy gedoen het nie. Niemand gaan sy skandes weet nie, dit is weggesteek, dit is nie ontbloot vir die hele wêreld nie, maar die Here het geweet. En toe het die Here vir die profeet Nathan na Dawid toe gestuur. En Nathan gaan na Dawid toe en vertel vir Dawid 'n gelykenis. En hy sê vir Dawid, daar was eendag 'n ryk man gewees wat duisende kleinvee gehad het. En daar was 'n arm man wat net een ooilammetjie gehad het. En daardie ooilammetjie het hy groot gemaak soos 'n kind in sy huis. En op 'n dag, toe kom daar 'n kuiergas vir die ryk man kuier. En die ryk man het dit nie reg gekry in sy hart gevind om een van sy eie oeye te slag vir hierdie gas nie. Toe gaan haal hy die arme man se enigste ooi en slag dit vir die kuiergas wat kom kuier het. En toe Nathan dit vir Dawid sê, toe sê Dawid, maar daardie man moet doodgemaak word en hy moet dubbelvoudig vergoed vir daardie ooilam. En toe sê Nathan vir Dawid, maar jy is die man. Jy is die skuldige een. Jy is die een wat teen God gesondig het. Jy is die man. Jy is die skuldige een. En toe het Dawid hierdie aangrypende belydenis psalm geskryf in Psalm 51, 'n psalm waar hy sy sonde, sy hart voor die Here uitstort. En ek wil graag net vir julle so 'n paar verse lees van Psalm 51. Daar staan 'n psalm van Dawid na aanleiding daarvan dat die profeet Nathan na hom toe gekom het oor sy oorspel met Batseba. Dan skryf Dawid, hy bely en hy sê, wees my genadig o God, in die troue liefde wis my oortredings uit, in die groot barmhartigheid, was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in U oë. U uitspraak is dus reg en U oordeel regverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaaid toe my moeder swanger geword het. Maar U verwag opregtheid, diep in 'n mens se hart. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe U wil hê dat ek moet lewe. Neem tog my sonde weg, dat ek rein kan wees.
Was my dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel, laat my weer jubel. Moet tog nie agslaan op my sonde nie. Wis al my skuld uit. En dan hierdie gedeelte in vers 12, so 'n mooi gebed. Skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Skep vir my 'n rein hart, o God. So klink 'n man wat sy hart uitstort teenoor God. So klink 'n man wat berou het oor sy sonde. En wat beteken dit vir ons vandag? Dit beteken dat ons nie met ons sonde hoef saam te leef nie. Dat ons sonde na die voete van die Here toe kan vat, dat ons dit daar kan los en dat ons onder sy genade kan leef. Om 'n disipel van die Here Jesus te wees, beteken nie dat alles altyd maklik in hierdie lewe gaan wees nie. Dit beteken nie dat die pad altyd gelyk gaan wees nie. Daar gaan maar uitdagings wees op die pad. Maar om 'n disipel van Jesus te wees, beteken ook dat sy genade vir jou genoeg is. Dat sy genade juis vir jou genoeg is. As jy jou afhanklikheid voor God besef, en as jy met berou na God toe kom en treur oor jou sonde, want geseënd is die ou vertaling sê, welgeluksalig is die wat treur oor hulle sonde, die wat treur, want hulle sal vertroos word. Ons as volgelinge van Jesus Christus kan treur oor ons sonde, maar ons kan juig oor dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het, dat hy vir ons aan die kruis gesterf het, dat hy vir ons sonde betaal het met sy kosbare bloed, het hy vir ons sonde betaal, sodat ek en jy die lewe kan hê. En donderdag aand tydens Hemelvaart het ons dit vir mekaar gesê, dat dit is die waarheid. Die woord van God is die waarheid. Hy het werklik vir ons sondes gesterf, en hy het werklik opgestaan uit die dood, en hy het werklik opgevaar na die hemel, en die Heilige Gees is werklik uitgestort. En daarom hoef jy nie vanaand hier uit te stap en bekommerd te wees nie. Jy kan uitstap met die wete dat die Gees van God in jou is en by jou is, en dat God vir jou genadig is. Want so lief het God jou, dat hy sy enigste seun na hierdie wêreld toe gestuur het, sodat jy nie verlore sal gaan nie, maar elkeen wat glo, die ewige lewe sal hê. Dit is ons troos, dit is ons hoop, en dit is ons roeping. Mag ek en jy ons roeping uitleef. Mag jy weet dat die Heilige Gees roep jou om 'n disipel te wees. En mag jy weet, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Mag jy weet, geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Amen. Hemelse Vader, mag ons vanaand, soos Dawid, ons harte oopmaak vir U. Mag ons bely waar ons gefaal het. Mag ons treur oor ons sonde, maar Here, mag ons nooit vergeet van U kruis nie, waar U vir ons sondes betaal het, sodat ons vry kan wees, en dat ons met vreugde kan lewe, en mense met vreugde kan wees, wat weet dat ons God is genadig, en sy liefde, U liefde, laat ons nooit los nie. Dankie daarvoor, in Jesus se naam, amen. Ons slotlied is, gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Ek wil julle net herinner dat julle nie vanaand hoef kos te maak by die huis nie. Daar is lekker sop en broodjies en tee en koffie in die kerksaal beskikbaar. So kom geniet asseblief saam 'n lekker
koppie sop en 'n koppie koffie as jy so voel. En dan sien ek ook vir Aretha in die kerk. Aretha, baie sterkte met jou ma wat oorlede is. Mag julle die troos en die nabyheid van die Here ook beleef in hierdie tyd. Gemeente, kom ons staan en dan sing ons Gaan dan heen, gaan in vrede. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen, wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Voor jou uit, ek maak die pad gelyk, ek is langs jou om jou veilig vas te hou. Ek is agter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is onder jou, as jy sal val, dan dra ek jou. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen, wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Ek is rondom jou, want ek beskerm jou. Ek is bokant jou, want ek wil jou graag sien. Ek is binne jou, ek lei jou deur my Heilige Gees. Die Seun van God, drie-enig, sal vir ewig met jou wees. Gaan in vrede, my kind gaan doen, wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Ontvang die seën van God drie-enig en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid, die troos van die Heilige Gees sal met elkeen van u wees en bly. Amen.